In Filippense 4 vers 8 lees ek die volgende. Verder, broers, en alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Baie interessant. Paulus verwys nie hier direk na een of ander geestelike leerstelling of studierigting of iets wat noodwendig met die Here te doen het nie. En tog, alles wat hy hier sê, is eintlik tot eer van die Here. Dit is aangenaam om in 'n konsertsaal te sit en na pragtige musiek te luister. Nie noodwendig geestelike musiek nie, maar goeie, uitgewerkte musiek deur goeie musikante. En ek geniet dit ook, en ek is nog nie kunstig in daardie gebied met my hande nie. Maar weet jy, ek hou daarvan om te staan en kyk hoe 'n messelaar 'n muur pleister. Het jy dit al gekyk? Het jy dit al daarna gekyk? Dit is 'n wonderlike ding om te kan doen. Daardie loopbare stof aan 'n muur te smeer, dat dit daar bly hang en glad afgewerk word. Daar's baie dinge wat mooi is. Daar's baie dinge wat edel is. En ek dink ons kan regtig maar deur die lewe gaan met 'n gesindheid van waardering vir dit wat mooi en goed rondom ons is. Kom ons vind nie fout nie. Ons doen dit baie keer. Selfs van die beste dinge kan ons fout vind, en daar's baie mense wat daarop ingestel is om te kritiseer en so aan. Maar kom ons wees mense wat 'n waardering het vir dit wat goed en mooi en reg is. En eintlik, wanneer ons daardie gesindheid het, dan bring ons eintlik aan die skepper van al hierdie dinge eer. Dis tog hy wat dit vir die mens moontlik maak om musiek te maak, om te skilder, om te skep. En wanneer ons dit waardeer en wanneer ons dit raak sien en respek daarvoor toon, dan doen ons dit eintlik aan die groot skepper self. Kom ons dink oor alles. Kom ons sien alles in die regte lig en waardeer dit, want dan kan ons aan ons koning hulde bring. Loop mooi.